Die dood se angel is weg. Ons lees Johannes 11 vers 1 tot 16. Dis weer een van daardie dae. Petrus en sy maters het hulle hande vol om die reuse skare mense in toom te hou, wat almal tegelyk Jesus se aandag nodig het. En nes dinge nou op die heel besigste is, dan kom daar 'n man uit asem aangehardloop. Hy wurm homself tussen die mense deur om by Jesus uit te kom. Wag jou beurt af, wil Petrus vir die man skree. Maar dan sien hy dat die kerel vorder gehardloop is. Hy is so moeg dat hy skaars kan praat. En dit lyk of hy net daar sou in mekaar sak. Dis Lazarus, u vriend, hy gehuil asem. Hy's baie siek, ek dink hy gaan sterf. Petrus skrik groot, want hy weet hoe lief Jesus hierdie gesin het. Lazarus woon saam met sy 2 susters. Dis nou Martha en Maria in die dorp Betanië, net buite Jerusalem. Dis mos Maria wat daai kosbare albaste flesie met reukolie gebreek het en die inhoud daarvan op Jesus se voete uitgegooi het. Petrus onthou nog hoe kwaad Judas daaroor was, want daardie olie was glo 'n hele jaar se salaris werd. Wat 'n vermorsing. Maar Maria het dood eenvoudig voortgegaan en Jesus se voete met haar los hare afgedroog. Wonderlike daad van liefde. Petrus glimlag. Dan word hy teruggeroep na die huidige. Daar's groot nood. Lazarus is dodelik siek en Jesus is sy enigste hoop. Dis egter 'n probleem, want Jesus en sy disippels moes inderdaad vlug vir die Jode en hulle is nou in die landstreek Perea, oor kan die Jordaan. Dit moes die arme boodskapper 'n volle 2 dae se baie vinnige stap gekos het om hier uit te kom. En dit gaan hulle minstens 'n verdere 2 dae neem om in Betanië te kom. Teen daardie tyd is die man seker al lankal dood. Petrus voel skoon siek. Sou hulle ooit betyds kan wees? Sou Jesus het ooit waag om terug te gaan om sy vriend gesond te maak? Dis mos lewensgevaarlik vir hom. Die Jode sal hom hierdie slag nie weer laat wegkom nie. Eintlik kan Jesus mos maar net 'n woord spreek en Lazarus sal gesond word. Dis mos wat hy gedoen het met die soldaat se seun. Petrus en sy maters is baie bekommerd. Wat gaan hulle meester doen? Jesus is egter rustig. Hy glimlag gerusstellend vir die boodskapper. Toe maar vriend, hierdie siekte lei nie tot die dood nie, maar tot die verheerliking van God, sodat die Seun van God daardeur verheerlik kan word. En hy gaan tot Petrus se groot ontsteltenis rustig voort om te preek en siekes gesond te maak. Petrus verstaan alweer glad nie. Boonop bereik sy frustrasievlakke 'n hoogtepunt. 2 dae later eers roep Jesus die manne bymekaar. Ons gaan Judea toe. Petrus skrik om yskoud. Hoe kan Jesus so onverantwoordelike ding wil staan en doen? Dis mos om sy eie dood te soek. Die Jode sal hom verseker daar in die hande kry en dan is dit klaar praat. Jesus bly egter vasberade.
Hy wil na Betanië toe gaan. Dan sê Jesus iets wat Petrus nog minder verstaan. Ons vriend Lazarus slaap, maar ek gaan hom wakker te maak. Wat bedoel hy hiermee, wonder Petrus? Lazarus is sekerlik al lank al dood in hierdie tyd. Hoe kan hy dan sê dat Lazarus slaap? Vir Petrus en sy maters is die dood 'n verskrikking. Dis die einde van die pad. Daar kom alles uiteindelik tot stilstand. Dis klaar, dis verby. Wat hulle egter nie besef nie, is dat dit vir die Jode, vir Jesus, die dood so gering is, soos wat dit vir iemand is om te slaap. Hy beleef die dood baie anders as hulle, en dis slegs die poort na die ewige lewe, wat vir ewig aanhou. Dit is dus niks meer as 'n gewone slaapie nie. En wanneer jy wakker word, dan is jy aan die ander kant van die poort. Aan daai kant van die poort is dit boonop asemrowend mooi en skoon en rein en wonderlik. Natuurlik verstaan Petrus hulle hom alweer totaal verkeerd. As 'n siek persoon slaap, is sy kans op herstel soveel groter. Dit is dus mos nou nie meer nodig vir hulle om Betanië toe te gaan nie waar nie? Maar Jesus help hulle reg. Nee, Lazarus is wel dood, en dit is nodig om daarheen te gaan. En dan sê Jesus nog 'n onverstaanbare ding, dat hy bly is dat hy nie daar was met Lazarus se afsterwe nie. Nou, waarom sou hy dit sê? En waarom het hy dan nog 'n volle 2 dae se tyd verkoos, terwyl hy geweet het dat Lazarus al klaar dood was, wonder Petrus. Nou gaan dit ons nog 'n verdere 2 dae neem om in Betanië te kom. Die arme Lazarus se lijk gaan in daai hitte dan al lankal ontbind wees. Weereens was daar 'n baie goeie rede vir Jesus se optrede. Die geloof daardie tyd was dat iemand se siel nie dadelik sy liggaam verlaat het wanneer hy sterf nie. Die siel het daar bly rondhang, net vir die wis en die onwis. Eers wanneer die liggaam begin ontbind, dan sou die siel na die onderwêreld vertrek. Jesus sou verseker dat almal sou weet dat Lazarus onherroepelik dood was en dat niemand sou kon sê dat sy siel nog in die omgewing rond was nie. Dan sou niemand kon sê dat dit nie 'n wonderwerk van God was nie. Thomas se moedelose reaksie was: "Ag, kom ons gaan ook, sodat ons saam met hom kan sterwe." Hoe ironies dat toe Jesus vir Lazarus lewe gee, dit juis die laaste strooi was vir die Jode om hom om die lewe te bring. Jesus se handeling het egter nie alleen vir Lazarus lewe gegee nie, maar ook die ewige lewe aan sy disippels, as ook aan elkeen wat glo. Kom ons bid. Here, dankie dat ek vandag kan weet dat ek selfs vir die dood nie eens hoef te vrees nie, want U hou my styf vas. Amen.